Naand julle, Japie hier. Ek wil praat oor die Sabbat. En ook 'n paar verse uit die boek van die Natsarim noem oor die Sabbat. Baie goeie boek. En dan wil ek kyk na 'n paar verse in die Bybel wat Christene gebruik om te probeer bewys dat hulle mag 'n dag kies. Dat die Sabbat nie meer belangrik is nie. En ja, die boek of Natsarim gaan in Engels wees. Die Bybelse verse sal ek in Afrikaans lees. At this time, Yahushua also always kept some disciples with him when he walked about. Ek dink hierdie was maar vir beskerming ook. And one Sabbath, he and two of them were following a small pathway leading past uncut corn ripening in the husk. The disciples plucked a handful, for the Torah permitted them to do this, providing they did not enter the field or take any away. Hierdie is eintlik 'n belangrike stukkie wat eintlik in ons Bybels moet wees, dat hulle nie die wet verbreek het nie, maar dit onderhou het. En dat dit die Fariseërs is wat goeders bygesit het by die Sabbat, wat nie in die wet genoem word nie. And rubbing the ears between their fingers, ate the grains. 3 parashim is maar die Fariseërs, were passing by, and they rebuked the disciples and said to Yahushua, why do you allow your followers to do these things not permitted on the Sabbath? Yahushua answered, does the deed affect the day? Have you not read that when driven by hunger, David went into the house of Yahuwah and took the sanctified loaves to eat, sharing them with his men? Though these loaves were reserved for priestly fare, did he not justify himself by saying, all produced by the earth were for the use of men? Surely the Sabbath was made for the sake of man, and not man for the sake of the Sabbath. As man bows to the needs of life, so the Sabbath must bow to the needs of men. So ek oulik hierdie laaste stukkie wat hy dit verduidelik wat hy bedoel met die Sabbat wat gemaak is vir die mens en nie die mens vir die Sabbat nie. Maar die Sabbat moet buig vir wat mense nodig het en nie mense wat moet buig vir die Sabbat nie. En dit gaan hand aan hand met die goeders wat hulle bygesit het ook, om, soos Joshua gesê het, hulle maak swaar pakke vir die mense op met die wet wat hulle verander, en dan verwag hulle die mense moet dit dra, maar hulle self sal dit nie met 'n vinger verroer nie. Joshua het dit ons vir hulle gesê. Nou dit is wat hulle gedoen het. Hulle het 'n gebod gevat en dit verander soos dit hulle pas, en dan gesê die mense moet dit so onderhou. En Joshua het hulle baie keer daaroor aangevat en baklei met hulle daaroor, dat dit is wat hulle doen. Hy het selfs gesê dat die mense moet gaan na die sinagoges toe op Sabbat, om te gaan hoor hoe die Fariseërs die Moses se wette lees. En dit wat hulle vir hulle lees, moet hulle doen, so hulle moet die wet onderhou, maar hulle moet nie doen wat die Fariseërs doen nie. Want hy sê daarso, want hulle sê, maar hulle doen nie. Ja, hulle hou daarvan om 'n klomp wette te gee vir die mense en op te maak van die wette, maar hulle self sal dit nie verrig nie. Hulle self sal dit nie doen nie. As man bows to the needs of life, so the Sabbath must bow to the needs of men. Nou, dit beteken ook nou nie, jy kan gaan in die Sabbat verbreek nie. Soos hy sê, hulle was honger, hulle het verby 'n veld geloop waar daar graan was, hulle het van dit gevat en geëet terwyl hulle loop. En dit is fyn, jy kan dit doen. Towards evening, as they returned, Yahushua saw a man working in the fields and said to him, if your labors are dedicated to the service of Elohim, you are blessed. But if it is otherwise, you are a lawbreaker. The disciples hearing this said, Master, is there so much difference between the things of the morning and the things of the evening? Yahushua said, the same difference as between an empty stomach and a full one. The same thing may be forgiven one man, but not another. En hoe ek hierdie verstaan is, ek lees net gou eers hierdie, en dan sê ek, as ek moet iets bysit, mense intensies speel 'n rol. Die persoon het ook in die lande ingegaan om graan te oes, wat hy nie mag gedoen het nie natuurlik, wat hy nie mag gedoen het op die Sabbat nie, behalwe miskien as hy dit gedoen het, om vir honger mense te gee, en dit sou gewees het die werk van Elohim,
As hy dit nou gaan doen het om vir mense kos te voorsien wat honger ly, dan was dit fyn. Dis hoe ek dit verstaan. Ja, kom ek lees gou net weer hierdie vers. Master, is there so much difference between the things of the morning and the things of the evening? Nou wat die disciples hierna verwys, glo ek, is wat hulle in die oggend geloop het en graan gepluk en geëet het, en waar hierdie ou in die aand nou gaan en hy oes van die plante, wat hulle van die graan. En toe wat Joshua natuurlik toe sê, the same difference as between an empty stomach and a full one. The same thing may be forgiven one man but not another. Ja, dat die intensies speel 'n rol. As hy dit vir die regte rede gedoen het, dan was dit nie 'n probleem nie. As dit is om ander mense te help, want dis waaroor die bid mos gaan. Liefde tot jou naaste en liefde tot Jehovah. So as hy dit gedoen het om ander mense te help wat honger is, hongersnood het of ja, issues het, wat arm is, dan was dit nie 'n probleem nie. Maar as hy dit net doen want is maar deel van sy werk in die week en hy is 'n boer en hy moet nou oes en hy het besluit hy gaan nou maar in die aand gaan oes, dan is dit verkeerd. Dan moes hy gewag het tot die volgende dag toe. Ja, is maar nog steeds so vandag. Mense kan goed doen op die Sabbat, maar mens moet probeer die Sabbat onderhou soos wat Jehovah dit vir ons gegee het om te onderhou. En een van die dinge wat hy sê daarso is dat mens moet nie jou eie ding doen nie, en dit is nie altyd so maklik nie, as jy die heel week jou eie ding doen, om daardie dag dan nie jou eie ding te doen nie. Maar die Sabbat is 'n blessing, is 'n seëning vir 'n mens. En dit is lekker om te rus, maar dit is ook lekker om te rus van wat jy gewoonlik doen in die week, en ook om iets saam met jou gesin te doen, en saam met hulle iets geestelik te doen. Mense het nie altyd daardie tyd, of mense het nie altyd daardie geleentheid om baie tyd saam met jou gesin te spandeer in geestelike goed nie, en dan is die Sabbat daarso juist vir dit, sodat jy tyd kan maak vir dit. On another Sabbath, Joshua came out of the temple to be accosted by a man with a paralyzed arm, who said, Master, I'm a mason who can no longer be useful and must humiliate myself by begging for food to feed my family. Let me become a whole man again, not for my sake, but for the sake of those depending on me. Nearby stood some self-righteous members of the congregation who watched closely to see what Joshua would do, but he, knowing their thoughts, called them over and said, Let me know your views concerning the keeping of the Sabbath. Should good be done when it would be uncharitable to leave it undone? They said, We abide by the Torah, as it is interpreted for us by those knowing better than we. Nou hierdie self-righteous mense, hulle het gesê, eintlik maar dat dit is verkeerd, maar die verskoning wat hulle gebruik het is maar dit wat die fariseërs ons leer, hoe hulle dit vir ons interpreteer, dis hoe ons dit gaan doen. Al is dit eintlik reg om mense te help, gaan ons nie hulle help op die Sabbat nie, want die fariseërs sê ons nou maar, jy mag nie mense help op die Sabbat nie, jy mag niks doen op die Sabbat nie, jy mag nie, soos daai lamman wat kon loop, jy mag nie jou bed dra op die Sabbat nie. Hulle verstaan nie eers wat het daar gebeur of hoekom het dit doen nie. Dis die wet en dit is hoe dit is. Dit gaan nie oor wat is goed of sleg vir mense nie. Dit gaan oor die wette wat hulle regiet moet onderhou. Maak nie saak of dit goed of sleg is vir die mense nie. Jammer vir die stil. So ja, hierdie mense, in vandag se dae is dit maar nog steeds so, die mense stel hulle leraars se sienings bo wat die Bybel sê selfs. Maar hier het hierdie ouens het ook gedoen, so die wet gaan eintlik oor liefde tot die naaste, maar hulle het dit op sy geskuif, want die fariseërs het dit so vir hulle geïnterpreteer, die wette. En dit het jou laat ongelukkig voel oor dit, dat hulle so was. Maar vandag kry jy maar nog steeds daardie mense, wat nie deur die gees van Jehovah gelei word nie, maar deur die woorde van mense, en die partykeer verdraai
hierdie leraars natuurlik die woorde van mense in die Bybel soos Paulus, en dan glo die mense dit, en hulle gaan doen nie navraag by Yahuwah, of laat sy gees hulle moet lei in die waarheid nie. Hulle vat dit en vreet dit maar net op soos soekoek, en dis hoe hulle nou maar gaan leef. En dit is verkeerd, mense. Jy moet alles vat na die Yahuwah toe, na sy gees toe, en vra dat sy gees dit aan jou sal openbaar. En want die Bybel sê vir ons in Johannes 14 dat Yahuwah se gees moet ons leer aangaande alles. Dis Yahuwah se gees wat ons alles moet leer. Nie mense nie. Nie mense wat vir 4 of 7 jaar gaan leer het om nou vir jou te kom preek elke Sondag, nie. Yahuwah se gees moet jou alles leer. Markus 2:27, en hy sê vir hulle, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie. Die Sabbat moet 'n seëning vir ons wees, nie 'n straf nie. Dit is 'n geleentheid om meer te fokus op Yahuwah en sy sake. Ja, dis waaroor dit gaan. Daar is 'n paar verse, ek dink so 7 verse wat praat of wat verwys na one of the first day of the week in die Engels, en ek dink in julle Bybel sal dit dalk sê die eerste dag van die week. As jy daardie woorde gaan opkyk in die Grieks, praat dit van one of the Sabbaths. Die Griekse woord daar is Sabbaton, wat duidelik verwys na die Sabbat. So hulle het selfs daardie woorde verdra in ons Bybels, om te laat klink of die mense by mekaar gekom het. Dit is nou in Handelinge wat dit genoem word, dat hulle by mekaar gekom het op eerste dag van die week. Maar dan as jy gaan kyk wat die oorspronklike teks sê, dan praat hy nie eers van die Sondag nie. Hy praat nie eers van die eerste dag van die week nie. Hy praat van een van die Sabbate. Ja, hulle het enigiets probeer om te laat lyk asof dit is nou iets wat mens moet doen, dat jy moet dat die mense daardie tyd al Sondag begin onderhou het, so dit is maar fyn vandag, maar dit is nie wat daar staan eintlik nie. Gaan kyk na die Grieks, dan sal julle sien, daar staan Sabbaton. Hy praat van 'n Sabbat. Hulle het by mekaar gekom op die Sabbate. Ek dink nou aan Handelinge 15, vers 21, 21, 27, daar sê Jakobus ook, Joshua se broer, dat die mense moet gaan na die sinagoges toe op die Sabbat om die wet te gaan leer, die nuwe bekeerlinge, die wêreldlinge wat bekeer, die Gentiles, hulle moet gaan leer wat sê die gebooie op die Sabbate, by die sinagoges. Hy het genoem daar ek dink 4 goed dat hulle moet dadelik los, en dit te doen met hulle paganism, en dan het hy gesê moet hulle dan gaan om die wet te gaan leer. Baie mense mis daardie versie. Hulle kyk net vas in daardie een versie van wat die 4 of 5 goed noem wat hulle dadelik moet los, en dan vergeet hulle van die res. Hulle lees hulle nie verder nie. Romeine 14, die een ag die een dag bo die ander ag al die dae gelyk, laat elke in sy eie gemoed ten volle oortuig wees. Hy wat die dag waarneem, neem dit waar tot eer van Jahoua, en hy wat die dag nie waarneem nie, neem dit nie waar tot eer van Jahoua, en wie eet, eet tot eer van Jahoua, want hy dank Jahoua, en wie nie eet nie tot eer van Jahoua, en hy dank Jahoua. So in konteks lyk dit of hierdie praat van vas, sekere dae het mense bo ander gestel, en dit was vir hulle 'n belangrike dag om te vas, vir ander was al die dae gelyk, en doen alles tot eer van Jahoua, en moenie beklei daaroor nie, dis wat Paulus hier wil sê. Maar as julle dink dat Paulus hierso sê dat jy kan 'n Sabbat kies, dan moet julle Paulus verwerp, want dan stem dit nie ooreen met wat Joshua gesê het, of wat die Vader Jahoua gesê het nie. So, julle moet kies, gaan julle Paulus, die apostel volg wat 'n mens soos ek en jy is, of gaan julle Messias, Yahushua en Jahoua volg, wat julle skepper is en julle verlosser is. So, dit is waaroor hierdie vers gaan. Hy noem nie die woord Sabbat hier in hierdie verse eers nie. Dis hoekom ek het so verstaan, dat dit gaan oor vasdae. Want die mense het gereeld gevas in daardie tyd, party mense het selfs 3 keer 'n week gevas, soos daardie die storie wat Joshua vertel het van die een ou wat in hoë aansien was, en die ander gewone ou wat nederig was, en die een ou het gesê, ja ek vas, ek dink hy het gesê hy vas 3 keer 'n week, en sulke goed.
Ja, dat mense het nogal baie gevas van hulle in daardie tyd. En Joshua het mos gesê sy disippels sal vas na sy opvarding. Maar Johannes, die doper se disippels, hulle het ook gereeld gevas. Hier sê ek hierdie hoofstuk verwys na die vasdae eerder as sabbate, maar as jy dink Paulus gee jou die reg om nie te rus op die sabbat nie, moet jy Paulus verwerp as 'n valse apostel. Galasiërs 4 vers 9-10. Maar nou dat julle Jahwe ken, of liewer deur Jahwe geken is, hoe keer julle weer terug tot die swakke en armoedige eerste beginsels van wat julle weer van vooraf aan wil dien. Julle neem dae en maande en tye en jare waar. Kom ek lees hierdie Engels gou hierso. But then indeed, when you did not know Yahweh, you served those which by nature are not Elohim. But now after you have known Yahuwah, or rather are known by him, by Yahuwah, how is it that you turn again to the weak and beggarly elements, to which you desire again to be in bondage? You observe those months, seasons and years. I am afraid for you, lest I have labored for you in vain. Nou wil Christene hierdie vers gebruik en sê, kyk, jy moenie sabbate rus. Sabbate is nie belangrik nie, Yahuwah se feesdae is nie belangrik nie. Maar mense, waarvan praat hy nou? Hy praat van die Galasiërs. Die Galasiërs kom uit paganisme uit. So om terug te keer na wat hulle voorheen gedoen het, beteken dat hulle terugkeer na hulle pagan aanbidding en feeste. Weak and beggarly elements verwys na die hemelliggame soos die son, maan en sterre, wat die wêreldlinge aanbid het. Hierdie verse verwys nie na die Sabbat nie. Ja, hulle keer terug na hulle vorige leefstyl, hulle was dalk beïnvloed deur hulle families, en hulle het toe begin weer van die feesdae onderhou, wat hulle onderhou het as wêreldlinge, en wat Paulus vir hulle sê, hulle is nie veronderstel om dit te doen nie. So dit het niks te doen met Jahwe se gebooie nie, of sy feesdae nie. Ja, Hebreërs 4, ek gaan nie nou deurgaan nie, maar ek het dit behandel in 'n vorige video. Daar is ou op YouTube wat dit as 'n verskoning wou gebruik het om 'n dag te kan kies. Wat handel oor Yahuwah wat op die 7de dag gerus het. En hy wil sê dat dit sê daarso dat sy rus het nie opgehou nie. So dit beteken ons kan nou 'n dag kies om te rus. Wat hy nie verstaan nie, dis glad nie wat hierdie ou wat Hebreërs geskryf het van praat nie. Hy praat van die hemel, dat die mense wat dis die ander rus wat daar nog is vir die gelowiges. Buiten die Sabbat wat Jahwe aangestel het, is die ander rus wat hy hierna verwys natuurlik, die hemel. Dat hulle wat hom gehoorsaam is, gaan hemel toe gaan die hemel ontvang as die plek van rus in die toekoms. En hy sê so dat die Israeliete wat dood is in die woestyn as gevolg van hulle hardkoppigheid, dat hulle nie die gebooie wou gehoorsaam het nie, hulle het ook nie die hemel ingegaan nie. Hulle was ook nie gered nie. Hulle het nie Kanaan ingegaan nie, maar hulle het ook nie die hemel ingegaan nie. As gevolg van hulle wetteloosheid. So hierdie vers is eintlik die teenoorgestelde van wat daardie ou sê op YouTube. Want hierdie vers sê dat jy is veronderstel om die gebooie te gehoorsaam om die hemel te kan ingaan. Ek wil net kyk hier of hier iets is wat ek wou noem. Let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. Jy sê vir jou, julle moet daarna streef om die hemel in te gaan, want dis waarna dit verwys. En julle moet nie kort val deur, soos daardie mense met die eerste Exodus, ongehoorsaam te wees aan Jahwe se gebooie nie. Want dan val jy kort, dan kom jy kort, dan kan jy nie hemel toe gaan nie. En hierdie wys ook eintlik dan dat dit is 'n proses. Verlossing is 'n proses. Jy moet op die nou pad loop, en die nou pad is die gebooie. For the word of Yahweh is living and powerful, en dan gaan hy aan van die two-edged sword, van die woord,
piercing even to the division of soul and spirit and to the joints and marrow, and it is a discerner of the thoughts and intents of the heart. En baie mense wat sê, Jahwe sien my hart, dan sê ek vir hulle, ja, Jahwe sien jou hart is hart. Hy sien jy is hardkoppig, hy sien wat in jou hart, dan gaan jy is reg. Want ons moet nie staat maak op ons harte nie. En Jahwe kyk na ons harte deur sy gebooie, en hy sien ons is hardkoppig, ons wil hom nie gehoorsaam nie, ons maak verskonings. En dis wat hierdie vers sê, Jahwe sien alles raak, ons gaan niks vir hom kan wegsteek nie. Hy sien jou intensies raak, hy sien jou verskonings raak, hy sien hoe jy probeer, hulle sê, ek dink iets vir selfs soos 'n slang, iets nie hoef te doen nie, om daarby uit te kom, dat jy dit nie hoef te doen nie. Jahwe sien dit alles raak, en hy sien dat mense is hardkoppig, en dan gaan hulle nie daarmee kan wegkom nie. Hulle kan dalk vir mense lieg, mense om die bos lei, maar hulle gaan nie Jahwe om die bos lei nie. And there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Ja, mense gaan moet rekenskap gee vir alles wat jy gedoen het, vir jou besluite wat jy geneem het, en ook vir al hierdie verskonings wat jy gemaak het, om nie Jahwe te gehoorsaam nie. Met die oordeelsdag gaan jy moet rekeningskap gee daarvoor. Matteus 12, en hy het vandaan weggegaan en hulle sinagoge gekom, en daar was 'n man met 'n verdorde hand. Ons het iets soos gelyk gelees met die boek of the Nazarene. En hulle het hom gevra en gesê, is dit geoorloof om op die Sabbat gesond te maak, sodat hulle hom sou kan aankla? Maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en dat dit op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen? Toe sê hy vir die man, steek jou hand uit, en toe het hom natuurlik genees. So ek sê, hierso Joshua het vir hulle alreeds gesê wat die doel van die gebooie is, liefde wees vir jou naaste, daarom dan dat mense ander mag help, selfs op die Sabbat. Die Fariseërs het die gebooie gebruik om mense na te kom en te onderdruk. Hulle het dit wat bedoel is om goed te wees en 'n seën te wees, sleg gemaak. Ja, hulle het dit sleg en swaar gemaak vir die mense, die gebooie. Hulle het dit soos 'n lat gebruik om die mense te slaan die hele tyd. Maar soos Joshua gesê het, hulle self het nie dit met 'n vinger verroer nie. Hulle het dit nie self gedoen nie. En dan is die laaste ene, Books of the Nazarene, 14 vers 45. Leaving that place, Joshua and those with him went by boat to another shore on the Sea of Galilee. Nou, die See van Galilea is daar in Noord-Namibië se area rond. Daar by Zambia, Noord-Namibië, daar rond gewees, op die ou kaarte van Afrika. Arriving on the morning of the Sabbath, as Joshua was going into the place of worship, a woman bent down without the ability to straighten herself came and begged Joshua to heal her. He put one hand under her chin and the other on her back and straightened her up. She went away filled with happiness. The Levite who conducted the worship noticed this and, seeing the woman inside, said to her, 6 days are set aside for work, but the Sabbath is sacred, and you should not have sought healing on that day. Nou mense, as ons nou iemand genees, is dit mos nou nie werk nie. Maar die Fariseërs het dit nou al so ver gevat hier, sodat hulle dit selfs geneesing beskou het as werk. As jy nou net vir iemand bid, of hulle genees, dan is dit werk. Nou ja, hulle het heeltemal die pad byster geraak, lyk my. En toe Joshua, overhearing this, waited outside for the Levite. Hy het hom daar buite ingewag. And when he came said, what a hypocrite you are. What member of your flock does not lose his cattle or ass from their stalls and water them on the Sabbath? Also, are the cows not milked and the hogs fed? They are not left to suffer. Yet you could deny relief to this poor woman because it is the Sabbath. Ja, nee, hulle sit die pot heeltemal mis, die Fariseërs het. En hulle
hulle het basically dit waaroor die gebooie gaan heeltemal verwerp. Dit gaan oor liefde tot jou naaste. So as jy vir mense genees, dan was dit jy's lief vir hulle. En om Jahoe lief te hê. So die wette en die reëls wat hulle ingebring het, het mense weggevat van liefde tot naaste en liefde tot die Vader. Die Fariseërs mis die hart van die gebooie, die doel van die gebooie, om lief te wees vir jou naaste en vir Jahoe. Jahoe se wette is gegee vir ons om 'n seëning te wees. Ja, om 'n seëning te wees vir ons almal. Ja, en dis maar wat ek wou genoem het. Oor die Sabbat. Sabbat is 'n goeie ding, mense. Dis iets wat ons moet doen. En die gebooie sê dit ook, dat is 'n merk dat ons aan Jahoe behoort. So dit is 'n baie belangrike ding om te doen. En wat jy regtig moet konsidereer. Ja, dit is ook 'n teken, glo ek, in die toekoms dat ons aan Jahoe behoort met die merk van die dier, of die merk van die dier wat, die tweede merk van die dier wat gaan uitkom nou met die oordeel van die wêreld. Ek het in 'n vorige video gepraat van die merk van die dier, wat alreeds plaasgevind het rondom 70 na Christus, waarna ek verwys het was die wat die Romeine ingebring het in Judea, soos die Libellus dokument, waar die mense moes wys dat hulle die afgode vereer van die Romeine, en dan kry hulle soos 'n dokument wat hulle Libellus genoem het, waarmee hulle kan gaan koop en verkoop dan. Ander ding wat hulle gedoen het was, hulle die geldstelsel verander van Judea. Hulle het die Romeinse geldstelsel ingebring waarop hulle afgode se koppe is, op die muntstukke, en ook van hulle keisers natuurlik. En hulle het dit ingebring in Judea, dat die Israeliete moes daardie geldstelsel begin gebruik het. Nou die zealots van die Israeliete, hulle het geglo, jy mag nie eers aan daai geld raak nie. Jy mag nie eers daaraan raak nie. En dis nou die derde ding wat moontlik ingekom het toe ook daardie tyd, dat tydens die oorlog het hulle verwag dat die Israeliete moes 'n muntstuk op hulle hand vasmaak van die Romeinse muntstukke, of op hulle voorkop, om te wys dat hulle is nie van die zealots nie. Om te wys van hulle is nie van daardie radikale groep van Israel wat al die moeilikheid maak nie. So daar is 3 maniere hoe hulle maar die merk ingebring het in daardie tyd, rondom 70 na Christus. Maar vandag, Lucifer het gesien, dit werk baie mooi. So hy gaan weer so iets inbring in hierdie tyd, met die wêreldse oordeel. Dis mos nou waar ons nou is op die tydlyn. Openbaring praat van Judea en Rome se oordeel, soos wat Daniël ook van praat van die voete van yster en klei. Maar nou is dit die oordeel van die wêreld, soos die 10 weke profesie van Henog vir ons verduidelik. En hy gaan 'n digitale merk inbring. En as mense dit vat en jy aanvaar dit, dan gaan dit jou brein chemistry verander, en dan gaan jy nie meer 'n begeerte hê om 'n verhouding te hê met Jahoe nie. Dit gaan jou begeertes heeltemal wegvat en daardie deel van jou brein affekteer. En dan is jy basically maar verlore. Ek het ook gehoor gedeeltelik dalk dat die merk ook gaan bevat die DNA van gevalle engele, en dan gaan dit jou DNA verander. So dit is seker maar soos RNA, soos wat van die goed wat hulle aan die mense gespuit het ruk terug, wat jou DNA verander. Dit gaan so ook iets dalk so wees, wat dan jou maak dat jy nie meer mens is nie, en dan nie meer gered kan word nie. Hoe dit ook al sê, iets soos gelyks, gaan seker maar weer uitkom hierdie tyd. Maar dit gaan wees teen die gebooie van Jahoe. So op een of ander manier moet dit wees teen Jahoe se gebooie. Anders maak dit mos nou nie saak nie. So die merk moet jou wegvat van Jahoe se gebooie af, of jy gaan basically moet kies vir of teen Jahoe se gebooie met die merk van wat hulle gaan inbring. En ja, dis maar wat ek wou noem. So mense moet maar eintlik nou al dit inoefen en leer om Jahoe se gebooie te gehoorsaam en 'n liefde daarvoor kry. En dan gaan dit ook glo ek makliker wees in die toekoms as jy moet kies om Jahoe te gehoorsaam sy gebooie, dan is dit makliker. As jy dit al reeds beoefen. En ons het mos al gesien met daardie goed wat die mense ingespuit het, dat baie
mense wat gesê het, hulle is gelowiges, het ongelukkig dit gevat. Kyk, ek weet, party mense het gevoel, hulle was in 'n baie slegte posisie, en hulle kan maar dit bely, en is vir jou wel jammer so, wat hulle gedoen het, en ek ken nie almal se circumstances nie, maar het sou beter gewees het om nie dit te vat nie, en ongelukkig baie gelowiges het dit ook gevat en geglo dis maar nie 'n merk nie, en ek glo nie dit is die merk van die dier nie, maar dit is maar net te wys mens maar dat party mense wat nie in slegte posisies was nie, wat dit gevat het, dat hulle net so weer eens in die toekoms met die regte merk weer die verkeerde keuse gaan maak. Ja, mense wat mense nie verwag het sou doen nie, het dit gevat. En ja, ek het van die begin af geweet hoe daai goed uitkom, dat ek moet wegbly daarvan af. En ek het net geweier. Mense om my by die werk het dit gevat, ek het dit net geweier. En as ek nou terugkyk in retrospect, ja, nee, ek blyk het dit geweier. En ons gesin natuurlik het dit geweier. Ja. Maar dis dit, ek geniet julle dag, en ja, ek sal kyk waaroor ek gaan praat volgende keer. Totsiens.